Goeienaand en welkom by Wat sê die Bybel met Dr. Raymond Lombard en ek is Wesley Kutsie en hier is ons derde episode van Wat sê die Bybel. Net so. Waar ek jou kom join het. Mooi. En jy weet net 'n gesprek hê oor wat in die Bybel aangaan, is 'n paar interessante temas. Jy weet ons het gekyk, hierdie is 'n eindtyd profesie program, so ons het gekyk, okay, wat so 'n paar goed is wat ons weet mense nog steeds vra oor het. Ons weet elke Woensdag het ons die chats wat loop en mense vra en ons gaan nooit by alles kan uitkom nie. Maar vandag het ons nog 'n interessante tema. Ek hoop julle laaste 2 geniet. Die laaste 2 Woensdae. Hierdie is die derde een. Hierdie is die derde ene en die laaste ene vir my. Dan gaan ek vir Raymond terugsit op die lig. Terug met jou laptop en jy kan vrae beantwoord en Okay. 'n paar interessante temas oor praat, maar hierdie ene wat ons vandag oor wil praat is 5 minute. Wat gebeur 5 minute na die dood van 'n gelowige? So ek dink dit is 'n vraag wat baie mense het as ek vandag doodgaan as 'n Christen, iemand wat sê ek glo in Jesus, iemand wat verhouding het met Jesus en ek gaan dood. Where am I going? Gaan ek onder in die aarde in? Gaan ek hemel toe? Waar is die hemel? Wat gebeur in die hemel? Het ek 'n werk? Het ek 'n familie? Ek dink ons moet oor al daai goeters praat. So net om 'n bietjie, jy weet, vir almal te laat weet what's going to happen en wat gaan verander in die toekoms? Verander iets? Ja, Kry ek 'n ander liggaam nou, môre, oormôre? ja, dit is 'n klomp vrae. ja, ons kyk waar ons kan uitkom in 30 minute. Ja. Ek dink miskien moet 'n mens net begin deur te sê Jakobus 2, die laaste vers sê soos die liggaam sonder gees dood is. So waar begin die dood? Die dood is wanneer jou hart ophou om te klop en binne minute nadat jou hart ophou met klop, dan word jou kliniese dood word 'n fisiese dood, biologiese dood. Aan die ander woorde, ek kan nog in die eerste paar minute na jy opgehou met asemhaal, met resusitasie of wat ook al jou weer terugkry waar jou gees in jou liggaam terugkom en jy lewend is. Maar ek bedoel Jakobus 2 sê soos die liggaam sonder gees dood is. So wat ek wil sê is jy praat eintlik dan van waar gaan die nie-stoffelike heen? Die nie-stoffelike is die ware jy. Yes. Waar gaan Wessel heen wanneer Wessel sterf? Jou liggaam ontslaap. Jou liggaam gaan nou graf toe. Jy word nou begrawe, maar waar het jy heen gegaan? Want ek bedoel, jy kan nie sterf nie. Ja, want ons is uit 3 dinge uitgemaak. 'n Liggaam, body, soul, spirit, wat's in Afrikaans? Ja, liggaam, siel en gees. En Maar, wat- en maar die- ek gaan nou nie met jou praat is ons dichotomy of trichotomy. In ander woorde, Okay, is dit is hy- ook iets wat mense bespiegel. Ja, nee, baie beslis. Maar ek Daar's- en my persoonlikheid gaan nie verander. Ja. Ek bedoel my sondige natuur gaan verander, Ja. maar jy gaan nog steeds, Jy's jy. jy's Okay. Wessel. Ja, so kom ons praat van want die Bybel gebruik die woord soos die gees Yes. die liggaam verlaat. Jesus het die gees gegee. Okay? So sonder om nou te probeer om die mens te kompartmentaliseer, dis 'n totale ander ding om te praat oor liggaam, siel en gees. Is ek 2 of is ek 3? Anderswoorde dichotomy of trichotomy. Kom ons los daai deel. Kom ons praat eerder net oor ek is nie stoffelik en ek is stoffelik. Wat ek hier sien is stoffelik. Yes. Maar in jou is die nie stoffelike. Ander woorde, dit kan nie begrawe word nie, dit kan nie vergaan nie, dit is vir ewig om te lewe. So kom ons praat van die siel of dan die gees van die mens na afsterwe. So hier is die vraag, waar gaan die persoon heen na hy afgesterf het? En jy wil eintlik, jy praat spesifiek met my, nie oor die doderykie, want jou vraag was die gelowige, ja, die kind van 'n die- Christen. ja. En ek het gesê 5 minute na die dood, want soos wat jy net gesê het, ek kan jou vind, jy's dood. Yes. En iemand kan jou O ja, resuscitate. absoluut. Is dit daai buiteliggaamlike out of body experience? Dit is soos half, Presies. ek was op pad Ja, en ek kyk af na my nee, liggaam. dis reg, absoluut. En dis 'n realiteit, dit gebeur. En hier sit hulle Die masjiene aan en skok jou en jy's weer terug. en jy is terug in jou liggaam, jy Net maak jou so. oë oop, jy sê Presies ek net ek so. myself gesien. Ja, heeltemal in die hospitaal, jy kan vertel wat die dokters al gedoen het. Jy was buitekant, En sê alles. nou maar dat jou nie resuscitate Right. en ons sê nou jy het opbeweeg. Yes.
Waartoe gaan jy? Wel, die vraag is, die Bybel maak 'n onderskeid tussen wat gebeur het voor Jesus gekruisig is en na Jesus. So as jy nou vir my vra Abraham, Isak en Jakob of Daniël of Jesaja of Yes. Jeremia, waar het hulle heen gegaan? Is 'n ander antwoord as waarna toe jy gaan. As gevolg van, ek dink jy moet dit mooi verduidelik, want daar was 'n tyd wat dit verander het. Presies. En wat was daai tyd? Met Jesus se kruisiging en opstanding het die lewe na die dood totaal verander vir gelowiges. Yes. Heeltemal van, nie vir ongelowiges nie, baie interessant. En ek dink ek en jy moet 'n program hê. Dit sal 'n baie skerry program wees. Ons moet een of ander tyd, en miskien moet ons nog een ekstra program net doen voordat ek terug gaan op die lig. En dit is, vertel my net mooi van iemand wat ongered sterf. Presies wat gebeur daar. Dis 'n total different story. Ja. Maar jou vraag is spesifiek vandag Vir 'n gelowige. op die gelowige. So as ons praat van Ou Testamentiese gelowiges, ander woorde, waar het Abraham, Isak en Jakob en Daniël heen Voor gegaan? Jesus se kruisdood, wat hy met almal voor dit Wel, en gebeur. selfs die man aan die kruis wat langs hom gehang het Jesus, want hy het gesê, want vandag sien ek jou. in die paradys. So, Dit- wat dit- was dit? Dis nogal aangrypend. Miskien om 'n beginpunt te kry, kom ons kyk net wat sê Jesus in Matteus, waar hy praat ons nog steeds oor gelowiges. Hulle was ook gelowiges. ja, ons praat oor gelowiges. Jesus, toe hulle vir Jesus vir 'n teken vra, hoor nou interessant. Hulle vra vir Jesus vir 'n teken en Jesus sê, soos Jona 3 dae en 3 nagte in die buik van die groot vis was, sal die seun van die mens 3 dae en 3 nagte in die hart van die aarde wees. Diep onder die aarde, nie 6 voet of 2 voet of in 'n spelonk nie, in die hart van die Matteus aarde. 12 en hy praat hier, dit is Voor sy Jesus kruisiging. voor sy kruisdood. Ja, Sal hy na die, wat is die woorde hierso? na die hart van die die hart aarde. van die aarde. So dit beteken hy het in die aarde ingegaan. Ja, presies. Nou dit laat 'n mens nou wonder, want die rede hoekom ek dit net sê is, ons lees in die woord van die Here in 1 Samuel 28 ook oor Samuel wat uit die doderyk gekom het, maar dan lees ons ook waar Moses in Numeri 16 vir Korag, Datan en Abiram sê, julle het teen God in opstand gekom en God se leiers, en hy sê vir Israel, kom weg van die tent af. Hy sê God gaan iets nuuts skep vir die Israeliete. Vlug. En die Bybel sê, as jy kyk in Numeri 16, en terwyl hulle vlug, toe gaan die grond oop onder die aarde. Hier staan. En toe Moses gespreek het, toe gaan die grond oop, toe skeer die grond oop en lewendig het hulle na die doderyk afgedaal onder in die aarde. Lewend na die doderyk met die aardbewing onder in die aarde. Die teks sê, lewend na die doodryk het hulle afgetal, die grond het sy mond oopgemaak. Toe skeer die grond oop en hulle het met alles wat hulle sin was, lewendig na die doderyk afgedaal en die aarde het hulle oordek. So hier lees ons dat die doderyk is onder in die aarde, ook in die hart van die aarde. Okay. So dit lees ons in Numeri voor die kruisiging. Maar Jesus sê in Matteus 12, hy sal gaan na die hart van die aarde. Nou begin ons wonder, die doderyk weet ons is nou diep onder in die aarde, dit het ons nou gelees in Numeri 16. Jesus sê hy gaan vir 3 dae soontoe en hoor hierdie aangrypende woorde aan die kruis wat jy net nou aangehaal het. Jesus sê vir die man aan die kruis toe hy sê dink aan my Here, voorwaar ek sê vir jou vandag sal jy saam met my in die paradys wees. So nou het ons conflicting, teenstellende gedagtes hier. Yes. Ons lees van 'n doderyk onder in die aarde. Ons lees van Jesus gaan na die hart van die aarde en Jesus het sy, want hy het in sy eie mond gesê en nou sê Jesus nog in sy eie mond, jy sal vandag saam in die paradys wees. Nou wil ek sê, die antwoord vir hierdie dinge lê eintlik in een van die mooiste gebeurtenisse wat Jesus beskryf in jou Bybel in Lukas hoofstuk 16 oor die ryk man en Lazarus. Yes. Want die Bybel sê daar was 'n ryk man en daar was 'n arm bedelaar en toe die bedelaar sterf, is hy deur die engele weggedra na die boesem van Abraham. Yes. Na die boesem van Abraham. En so waar het Abraham heen gegaan toe hy moes gesterf het? So hy is Oud Testament. Yes.
Hierdie storie is is ook Ou in die Ou Testament. Testament. Hierdie is steeds Ou So hy Testament. gaan na Abraham toe. Yes, nou is die vraag, so waar was dit? Mm. Want nou en die ryk man het gesterwe en toe sy oë in die doderyk oopmaak, sien hy Abraham van ver af en Lazarus. Yes. Wag 'n bietjie. So wat ons kyk is die doderyk kan jy die paradys sien Daar sê, you got it. voor die kruis. Yes. En so wat aangrypend hierso is, en daar staan, en toe sien hy Abraham van ver af en Lazarus in sy boesem. Mm. En hy het pyn. Hy sê, Vader Abraham, stuur Lazarus die punt van sy vinger aan water kan seker my tong verkoel, want ek ly smart in hierdie vlam. So die mense in die doderyk het smarte. Ja. Maar Abraham is in 'n plek waar 'n lushof is met water en rus. En hy sê vir Abraham, laat hy vir my water hiernatoe bring. Hier is nie water nie. Ja. So Lazarus en Abraham is 'n plek waar daar water is. Hulle was in die paradysgedeelte. Okay. So in die Ou Testament kon mense wat gered was, wat in die paradysgedeelte was, na die ander kant kyk. Maar terloops, Abraham sê vir hom, kind, tussen ons en julle is daar 'n kloof gevestig. There's a chasm. There's a place that you cannot cross. Hy sê, daar's 'n groot kloof gevestig tussen julle en ons. En Abraham sê, mense wat gered is wat die kant is, kan nie oorkom na julle, dit kan nie help. Ja. En mense wat daai kant is, kan nie hierdie kant toe kom nie. Sure. So hier is die antwoord. As jy vir my gevra het, waar gaan Wessel Coetzee heen in die Ou Testament, dan het ek gesê dan hy gaan na die paradysgedeelte wat onder in die aarde was voor die kruisiging. Maar iets het daar plaasgevind met Jesus se opstanding uit die dood uit. Mm. Want Efesiërs sê 4, hy het die gevangene geneem en gawes aan God gegee. Want Paulus in 2 Korintiërs hoofstuk 12 het 'n kragtige woord wanneer hy sê dat in die Nuwe Testament na die opstanding van Christus, hy sê iemand is weggeruk tot in die derde hemel, weggeruk tot in die paradys, in onuitspreeklike woorde gehoor. So Paulus sê in die Nuwe Testament, die paradys is na die opstanding van Jesus in die derde hemel, wat die hoogste hemel is. So die paradys is nie meer onder die aarde nie. Yes. So niemand wat in Christus sterf, na Jesus se opstanding uit die dood uit, sak af onder in die aarde nie. Yes. So in die kerkbedeling van die kruis tot waar ons vandag nog steeds lewe, Yes. totdat Jesus terugkom, gaan almal na die paradys toe wat in die derde hemel is. Wat geskuif is, Okay. van onder die aarde na die derde. So almal wat verlore is, wat in die doderyk gedeeld is, hulle kan nie sien oor die kloof mee die geredde mense Ja. nie. So in ander woorde, 'n sondaar as hy nou sterf, hy sak af. Okay, so Sondag gaan nog steeds Nog al die pad to the so, belly of the earth. dat dit nog nooit verander in 6000 jaar van die skepping af. Okay. So sondaars, hulle gaan af onder toe. En dis nou vir 'n ander dag, maar gelowiges gaan op. Nou dit is hoekom Paulus in 2 Korintiërs, en miskien sal jy, want ek weet jy ken die Bybel, so jy sal nou weet, hierso staan, Paulus sê, as my tentwoning, my aardse tentwoning afgebreek word, my liggaam, en ek sterf, hy sê, dan gaan ek na my huis, ewig in die hemele. Yes. Daar's 'n plek in die hemele. Ja. Want Jesus sê in Johannes 14 vir sy disippels, ek gaan om vir julle plek te berei. Nie onder in die aarde nie. Ja. Hy sê in die huis van my Vader in die hemel is daar baie wonings. Yes. En ek gaan om daar vir julle plek te berei. En as ek klaar is, dan neem ek julle dat julle kan wees waar ek is. Ja. En nou sê Paulus, want hy verstaan dit, hy sê ons verlang om met ons woning uit die hemel oorkleed te word. Yes. So nie onder in die aarde in die doderyk nie. Nie in die paradysgedeelte nie, maar in die hemel. Hy sê so, ons het altyd goeie moet ons weet as ons in die liggaam inwoon, as ek hier is, ek van die Here uitwoon. Hy sê maar liewer wil ek uit die liggaam uitwoon. Ek wil eerder as ek sterf, is beter vir my om te sterf, dan gaan ek by die Here inwoon. Ja, okay, nou vertel ons dit van dit, want ek probeer net daarby uitkom dat daar's iets beter wat vir ons wag. Baie beter. Hierdie hemelse paradys. Heeltemal. So ek is dood 5 minute, my Yes. liggaam bly so. Ja. Ons het 'n begrafnis met my liggaam, maar Right. ek is Wessel, gaan ergens heen. Hoe lyk ek? Ja. Het ek 'n nuwe liggaam? Het ek 'n Yes. Erken jy my nog? Right, so in 1 Korintiërs 15 het ons 'n aangrypende teks, want 1 Korintiërs 15 is die opstandingshoofstuk in jou Bybel. En in 1 Korintiërs 15. ja, 1 Korintiërs 15 is die opstandingshoofstuk in jou Bybel. En wat aangrypend is, hy verduidelik vir ons hierso, Paulus, hy sê,
Want hy was in die hemel. Hy sê, daar is hemelse liggame en aardse liggame. En die heerlikheid van die hemelse is anders as die van die aardse. So, hier is 'n interessante ding. So as jy nou sterf, Yes. gaan jy met 'n hemelse liggaam in die hemel arriveer. So die Bybel noem ons eintlik ons is naak in die sin van ons het nie ons verheerlikte liggaam nie, nog nie. So almal wat gesterf het van die kerkera, almal wat nou in die hemel is die afgelope 2000 jaar, het 'n hemelse liggaam, maar nie hulle aardse liggaam nie, want dit is in die grond. Nie 'n aardse liggaam nie, nie 'n verheerlikte Nee, liggaam ook nog nie. Want dit is vir 'n ander tyd. Presies, wanneer die wegraping plaasvind. Maar jy het 'n hemelse liggaam. Wat 'n tydelike liggaam is, waar jy bekleed word met klere, soos ons sien met die martelare ook, hulle is wit klere gegee, Okay. so jy het klere wat jy aantrek, jy word beklee, jy het 'n hemelse liggaam. So almal wat gered is in die hemel, het 'n hemelse liggaam, terwyl hulle wag om hulle verheerlikte liggaam te ontvang. En ons erken mekaar. Ek gaan sing, Jesus Raymond, of ek gaan jou nie weer vir die tweede keer moet ontmoet en gaan, het ek jou geken? Wie? Right. So wat interessant is, in die geval van Lukas 16, was die ryk man dood Yes. en Lazarus dood. En hulle het mekaar gesien. Hulle het hulle oë oopgemaak in 'n ander sfeer, op 'n ander plek. Ja. Die nie-stoffelike het aanbeweeg na 'n ander adres toe. Jou gees kan nie sterf nie. En daar was 3 interessante goeters, want hulle het mekaar herken, Presies. hulle het met mekaar gepraat, Presies. en hy was nog steeds dors, so dit beteken ons gaan wil eet en drink. waar ook al Presies. self bevind. Wat beteken jy het 'n liggaam? Ja, In 'n arm, in 'n ander vorm, maar steeds 'n liggaam. yes. So hier is die aangrypende ding. Die Bybel wys vir ons waar mense wat gesterf het mekaar herken aan die ander kant nadat hulle dood is in Lukas hoofstuk 16. So as jy vir my vra, sal ek Wessel herken aan die ander kant oombliklik? Ja, Sal ek my familie herken oombliklik? Sal ek weet wie is oombliklik? Wat interessant is in Lukas en in Matteus lees ons toe Jesus op die berg van verheerliking was met Johannes, Jakobus en Petrus. Toe verskyn Elia en Moses aan hulle op die berg. Daar staan nie in die Bybel dat Jesus sê, hoorie, kan ek julle 3 voorstel, dis Moses en dis Elia. yes. Die Bybel sê, hulle het oombliklik Moses en Elia herken. En Moses en Elia was vir hoe lank toe al hulle was onder in die paradys gewees. Nee, hulle nie, maar Moses. Okay, Moses was So hy het uit die paradys gekom. is- Elia het nog nooit gesterf nie, so hy het uit die hemel uitgekom. Ons nou Elia is nog nooit dood nie. So hy het nie paradys toe gegaan, Nee, hy oorlede is. Daar's 2 mense wat nooit paradys gaan wat geleef het in die verlede. Hulle is nog steeds nie na die aardse paradys gewees onder die aarde nie. Dit is Henog en Elia. Ja. Hulle is reguit hemel toe lewend. Okay. Onthou om paradys toe te gaan moet jy sterf. Okay. Maar hulle het nie gesterf nie. So Elia was hemel toe, maar toe hy teruggekom het, kon hulle hom herken. En Moses was In die paradys en hy teruggekom en so ons ja. kan sê in albei in die hemel en onder die uit aarde albei op die aarde het kom hulle- mense het hulle herken. word jy herken. Okay. Word hulle herken. So op jou vraag, herken ons mekaar aan die ander kant? Absoluut. En ook die feit dat Jesus sê ek gaan vir julle plek voorberei, beteken ons sal Jesus ken. As jy Jesus herken, gaan jy jou familie herken, gaan jy ander gelowiges herken. En die feit is, hier's nog 'n interessante ding. Die ryk man het nie net vir Lazarus herken nie. Hy het Abraham ook herken. Okay. Hy sê Vader Abraham. Ja, Hy het selfs die aardsvader onmiddellik herken. sure. Hy het vir Abraham herken. So, dan sê Jesus ook ek gaan na my pa se huis en ek berei vir jou, jy weet, dinge voor. Net so. Wat is hierdie dinge wat vir ons wag? Wat jy weet, is dit ons praat van mansions in Engels? Net Wat so. is dit in 'n Hy sê wonings. In die huis Okay. van my Vader is daar baie wonings en ek gaan om vir julle 'n plek voorberei. Nou, so dink in terme van die hemel as 'n plek waar daar 'n vreeslike groot stad is, die nuwe Jerusalem, Yes. 2400 km by 2400 Daar km. is al klaar 'n hemelse Klaar daar. Jerusalem. Hy's nou daar. En daar's mense daar binne en engele. So ons op hierdie oomblik populate ons die nuwe Jerusalem. Heeltemal. Die hemelse Jerusalem. Absoluut. Wat nog later in die Bybel Neerdal. dit neerdal. Ja, so die hemel het soos 'n stad.
So, as ek nou doodgaan, gaan ek na die nuwe Jy Jerusalem kan toe. gaan in die paradys. Okay, wat is die verskil? Want die paradys was mos onder die aarde 'n plek Yes. wat geskuif is na die hemel. So die paradys wat 'n plek is, daai lokaliteit is nou verskuif na die hemel toe. Maar jou woning is in die nuwe Jerusalem as 'n Christen Maar, so vandag. jy kan sekerlik, daar sal nie net in 'n stad wees in Nuwe Jerusalem nie. Die hemel is 'n bietjie groter as dit. Ja. Want daar is biljoene engele, mense wat nou in die hemel is, hemelwesens. Onthou, die hemel het 'n leerskare Yes. van hemelwesens. Nou as ek die woord gebruik, dit staan letterlik in jou Bybel so. Hy sê, die profeet sê, ek het die Here van die leerskare sien staan met sy leerskare om hom. En dan sê die Bybel, aardse engele, heilige engele, Zoa, lewende wesens, gerubs, serafs. So onthou nou, eerstens die hemel is 'n hemel van engelwesens, miljoene van hulle, Ja. wat jy kan gaan aanskou en mee kan praat. Ja. Dan is daar in die hemel vuurige waans met wiele van vuur, chariots Ja. of fire, want Elias met een van hulle na die hemel toe, met perde van vuur. Ja. So daar's ook diere in die hemel. As hy goeie nuus. Die paradys is in die hemel, wat beteken daar's riviere en bome en plante en watervalle. Die boom van die lewe is daar, die water van die lewe is daar. So die goeie nuus is ons het strate van goud, ons het wonings, maar jy het Alles. ook 'n tuin, Alles. want die paradys is daar. Presies. Daar's watervalle, daar's tuine, daar's grasvlaktes, daar's bome, Ja. daar's berge. Want Johannes sê in Openbaring 21, en ek het 'n baie groot hoë berg gesien. So daar's berge in die hemel. Dan's daar bome, daar's riviere, daar's waterfonteine, daar's watervalle, daar's strome van lewe, daar's strate van goud, daar's boom van die lewe, die boek van die lewe, Ja. daar's boeke, daar's raadsale, daar's 'n troonkamer, daar's trone, die troon van God, die troon van die lam, Ja. daar's musiekinstrumente, daar is 'n tempel, daar's 'n tabernakel, daar is 'n heilige verbondsark. God se troon is daar. Sy troon is daar, hy sit op die God troon, die Vader is daar. hy homself is daar. Jesus is daar. Aan sy regterhand met sy troon. En daar's 24 trone van ouderlinge. En daar's 'n gereg wat gaan sit. Weet Daniël, wat so aangrypend is in Daniël 7, dat hy een van hierdie ongelooflike gesigte wat hy in die hemel sien. Maar hoor wat het hy gesien toe hy so opkyk. Hy sê, ek kyk, hy sê, toe sien ek die oue van daai, die Ancient of Days. Dit moes al 'n gesig gewees het. Is dit God die Vader? Ja, die Ancient of Days, met 'n kleed aan wit soos sneeu, die hare van sy hoof so skoon wol, sy troon 4 vlamme, wiele van brandende vuur, stroom van vuur het gevloei en voor hom uitgegaan, 1000 maal 1000 het hom gedien, en 10.000 maal 10.000 het voor hom gestaan. Sure. Die gereg het gaan sit en die boeke is geopen. Hy sê, en toe sien ek met die wolke van die hemel, daar selfs wolke in die hemel, het een gekom soos die seun van 'n mens tot by die oue van daai. Toe bring hulle hom voor hom. Toe ontvang hy eer en koningskap, volke, nasies, tale, sy heerskappy is sy ewig. En so, en as jy in Openbaring kom en lees ons, daar sit voor die troonsaal is 'n see van glas wat glinster soos 'n diamant en ook van vuur. Dit is soos 'n groot deurskynende, massiewe, groot stuk glas, diamant skitterend voor die troon en mense kom staan daar voor God. En dan sy troon, gerubs is die troondraers. En met safiersteen, Gerubs is 'n tipe engel. is 'n tipe van 'n engel, yes. En hoe dra hulle die troon van die Here? Toe hy dit sien, toe sê hy, en ek het gekyk, 'n vuur en 'n glans om dit. Hy sê, en ek sien hierdie wesens met bene wat lyk soos voetsole van 'n kalf en vlerke wat aan mekaar verbind is. Hulle het gesigte soos 'n mens en 'n leeu en 'n bees en 'n arend. En hy sê, dan gaan helder glans en 4 kole vooruit, fakkels van vuur. Hulle gaan soos bliksem heen en weer.
en bokant hulle hoof safiersteen, 'n gestalte van 'n troon met 'n troongestalte en gestaltes, blinkende metaal, vuur omhulsel, 'n gedaante wat in die boog van 'n wolk. Al hierdie goed is in die hemel, my broer. Jy vra my wat is in die hemel? Dis alles om te sien. Dis alles daar. En want ons het nie meer tyd nie. Alles gaan verander wanneer Jesus terugkom. Verseker, Want daar is waartoe ons gaan. net so, Maar ons kom saam met Jesus terug net so. om weer op die aarde te kom bly. Wel, eers in die 1000 jaar vrederyk die wat hy toelaat wat 'n kroon kry, en dan daarna met die nuwe hemel, die nuwe aarde, kom die nuwe Jerusalem uit die hemel uit. En so wat ek nou hier vir jou hier gelees het, moet jy my vra wat is daar? En daar's musiekinstrumente, en God word aanbid en ons is familie daar, ons het familie byeenkomste, daar's tente en ons word in die tente ontvang. Op Lukas 16 praat van jy word in ewige tente ontvang. Jou vriende wag daar. Jesus sê in Lukas 16, jou vriende wag vir jou in die hemel. Yes. Hulle wat kinders van die Here is. Ja. Hy sê dat daai vriende wat jy gemaak het, jou kan ontvang in ewige tente in die hemel. So ek word ontvang en onthaal deur mense. Jesus verduidelik in Lukas 16, jy word onthaal, jy word ontvang, want hulle het lank vir jou gewag en jy kom en jy arriveer. So, dis goeie nuus. Dis alles wat vir ons in Al die die hemel mense wag. en die vriende en mense wat jy deur jou En daar's nie siekte nie, daar's nie sonde nie, daar's nie 'n geval in natuur nie. Ek wil net sê, kom ons eindig met dit. Om Yes. te sê die goeie nuus is daar's nie meer siekte nie. Nee, nie dood nie. Jy het nie meer sondige natuur nie. Nee, So jy gaan nie meer skuldig voor die enigiets. goed is wat ons hier Word ook nie versoek nie. Alles is verby. Die eerste ding het verbygegaan. Wow. As jy dood nie, daar's nie vloek nie. Dis net God Daar's nie se meer trane heerlik, nie. niks. Geen pyn, geen siekte, geen droefheid, geen dood, geen duiwel, geen demoon, geen versoeking, geen sondige natuur. Dit het verbygegaan. Jo, dis alles goeie nuus. Dis En dis wat vir ons wag. as gelowiges. 5 minute na die dood. As ons maar net getrou aan hom sal bly Ja. totdat hy ons kom. So ek dink nie ons hoef ooit meer bang te wees vir die dood nie. Glad nie. Kyk, onthou, Psalm 23 toe Dawid skryf en hy sê, al gaan ek deur 'n dal van dood, skaduwee. Die dood is maar net 'n skaduwee. Ja. 'n Dal van dood, skaduwee. Ek gaan deur daai skaduwee en aan die ander kant in die heerlikheid van God in. Sure. There we go. Ons het nou net eintlik geraak aan 5 minute na die dood, want ons was so baie om oor te praat. Maar ons moet hier eindig. Ons is 30 minute in, want ons kan Kan nog dit nie glo nie. Ek bedoel ons het 'n Engelse program, Net Did You so. Know, wat ons het Al gedink die ons gaan 40, 49 video's doen. Ek dink ons het so 60, 70 gedoen. Net so. Want ons soveel om oor te praat, maar Yes. Dr. Ray, dankie dat ek kon inspring op hierdie jy weet hierdie episodes, want ons gaan dit vir jou teruggee en ons kan maar kyk, jy weet Dankie. vir die ander kere as jy weer uitstedig is dat ons onthou waar ons was. Ons Maar was ek hou daarvan dat ek jou agter die kamera uit het en dat jy hier saam met my voor die kamera sit. Ja. Ek geniet dit. Dis my lekker om saam met iemand te gesels. Maar ek bedoel jy travel baie, so daar sal nog geleenthede wees. Dit En sal dan gaan ons wonderlik wees. praat oor 5 minute na die dood van 'n ongelowige. Ek dink ons behoort daaroor te En praat. ons kan nog praat oor die nuwe Jerusalem en die Klink nuwe vir my hemel reg. en 'n nuwe aarde en die krone en al hierdie dinge wat wag vir ons as gelowiges. Absoluut. So, dankie. Dankie seën vir jou. Sterkte met die volgende Woensdag. Baie dankie en dankie dat julle ingeskakel het. Shalom en vrede tot 'n volgende geleentheid.